Hemelse Vader, ons het vanmôre hier die voorreg gehad om hier die pragtige klomp liedere saam te sing en ons harte voor te berei vir die waarheid van die woord wat nou na ons kant toe sal kom. En seker een van die wonderlikste liedere was daardie lied, What Gift of Grace is Jesus Christ, our Redeemer. Here, dit is 'n genadegawe uit u hand om, Here, na hierdie aarde te kom en aan die kruis te sterwe sodat ons gered kan word. Here, ek dink nie die mens besef hulle toestand en die toorn van God wat oor die sondaar broei nie. Ons het in 'n tyd in beweeg waar almal wanneer hulle sterwe in die hemel begrawe word. Predikante is besig om aan mense leuns te verkoop deur vir hulle te sê dat God se liefde strek oor al ons sonde en almal sal op die einde van die dag tog die hemel bereik. En dis nie so nie, want die Bybel sê vir ons dat u liefde vereis dat ons geloof in u sal stel en dat ons lewe dan sal verander deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. En daarom is die gebed van my hart, Here, dat ons nie 'n afgewaterde, mensgesentreerde godsdienst sal bedryf of 'n boodskap sal preek nie, maar dat ons sal bly by die waarheid van die woord, dat God sondaars liefhet, dat hy ons roep deur die evangelie boodskap, dat ons die verantwoordelikheid het om ons voor u te verootmoedig en ons te bekeer, sodat ons genade en barmhartigheid kan smaak. Ag Here, ons dank u vir u woord, wat ook vir ons as u kinders die kosbare waarhede kom leer, dat u oog is op die regverdige en u ore is tot hulle hulp geroep. Ons besef ons beleef 'n moeilike tyd, maar baie dankie ook dat ons 'n tyd beleef, Here, waar ons nou as skynende ligte in hierdie donker wêreld 'n getuie vir u kan wees. Dit is so, wanneer dit die donkerste is, dan skyn die lig die helderste. En so ook wat ons as u kinders aanbetref. Dis juis nou, Here, waar ons moet skyn, sodat ons kan vertel van die Here Jesus, wat redder en verlosser is. Ag Here, ons beleef 'n tyd waar hulle wat koud is, of lou is, Here, louer word en kouer word, wat wegbeweeg, hulle wat eens op 'n stadium bely het, hulle ken u, wat bely het, hulle behoort aan u, besig is om terug te beweeg na die wêreld en sy sonde, en dan dank ons u ook aan die ander kant, soos Openbaring 22 vir ons leer, dat die wat heilig is, heiliger word. Dankie vir hulle in die gemeente, en ook hulle wat inskakel, wat die getuienis al hoe meer lewer, dat u hulle oproep in hierdie laat uur, om te bid en om te leef om God te verheerlik. En dis tog, Here, waarvoor u ons geroep het. Ons is vir 'n kort tydjie op hierdie aarde, 'n voorbereidingstyd, 'n tyd, Here, om klaar te maak om God te ontmoet. Daarom help ons dat ons nie ledig op die markplein sal sit nie. Dat ons nie met alles en meer besig sal wees nie, maar dat ons ingesteldheid sal wees om Christus en hom as gekruisigde te verkondig. Baie dankie, Here, dat u vir ons sorg as gemeente. Dankie dat u vir ons goed is, en dankie dat ons weer op ons beurt, Here, ander kan help. Dankie dat ons, Here, die voorreg het om te weet dat u vir ons die gesondheid en die wysheid en die genade gee om te kan werk, en dat ons weer op ons beurt kan gee vir u saak. En baie dankie dat ons nie nodig het om af te pers by enige een nie, maar Here, dat hulle met 'n blymoedige en 'n vrygewige hart gee vir u saak. En dit laat my so dink aan toe koning Dawid die boumateriaal bymekaar gemaak het vir die bou van die tempel. Moes hy op 'n stadium die mense gestop het om te gee, want hulle was so dankbaar en so bly vir die wyse waarop u vir hulle gesorg het. En ons wil vanmôre vir u sê dankie, Here, dat u vir ons goed is, ver bo die maat. Ons wil net in slotte vanmôre ook kom bid vir ons regering. U weet wat aangaan in ons regering. Here, u weet van die goddeloosheid en u weet van die korrupsie en die diefstal. U ken elke leuen wat vertel word. U ken elkeen, Here, wat hulle vergryp aan hulle mag en hulle posisie in hierdie tyd. En somtyds dink ons, het God dan beheer verloor oor hierdie aarde? Weet hy nie wat aangaan in Suid-Afrika nie? Waarom help hy ons nie? Maar ons weet dat u woord vir ons sê, Here, dat alles besig is om af te stuur na hierdie dag van oordeel, en dat u elkeen in die gerig sal bring. En daarom het ons nodig om te bid vir ons leiers, maar ook te waak en te bid dat ons nie in rebellie teenoor u opstaan nie. Want selfs ons sonde, Here, is sonde wat meer gereken moet word. En Here, dis gereken tot Christus se rekening daar aan die kruis op Golgotha. Daarom bid ons, Here, dat ons getrou nie soos die wêreld sal word nie,
maar sal verander na die beeld van Christus om 'n lewende getuie te wees. Ons bid vir vanmôre se boodskap. Here, ons weet dat ons net tot by die oor van die mens kan kom. Dis U wat deur U Gees die waarheid van die woord in die hart laat insak. En dan juist die woord uitstuur om dit te doen waartoe U dit bedoel het. En daarom wil ons vra, Here, dat U self die woord sal gebruik. Here, tot eer en verheerliking van U naam. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak by Psalm 23. Nou, die prediking van die woord is die hoogtepunt van elke erediens. Baie interessant, as ons deur die Ou Testament werk, ons kom in die Nuwe Testament, dan sien ons dat die Here deur al die eeue presies dieselfde metode gebruik om siele na homself te trek, en dis deur die prediking van die woord. Die Here het nog nooit verander in hierdie opdrag deur vir ons te sê, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan. En dis graag wat ons wil doen, want u sien, dit is God se woord wat lewendig is en kragtig is en skerper as enige tweesnydende swaard. Kerke probeer met allerhande dinge om mense te trek, en die doel is nie om mense te trek nie, maar om mense voor te stel aan Christus. Want deur die Heilige Gees trek die woord mense na die Here Jesus Christus, en dis die doel van ons erediens, en ons is dankbaar vir elkeen van u wat hier is. Ons glo dat u dieselfde ingesteldheid het, dat u begeerd het om vanmôre te hoor wat die Here ook deur sy knegg en sy woord aan u wil sê, en daarom dank ek die Here ook vir elkeen se gebede, en ons bid dat die Here ook vanmôre verheerlik sal word. Nou Psalm 23, een van die bekendste psalms in die Bybel. Nou ons preek elke tweede week uit 'n psalm, en dan die belangrike verse vir die kinders van die Here wat ons die alternatiewe weke preek, en dan tussenin is daar Vadersdag, Moedersdag, Kinderdag, allerhande dae wat ons ook dan 'n boodskap preek, en God se woord is wonderlik ryk, en ons kan hierdie waarhede met u deel. Kom ons lees asof vir die eerste keer Psalm 23. Ek wil u vra om dit saam met my te lees asof vir die eerste keer. En kom ons lees wat staan daar, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. U stok en u staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Pragtige psalm, en ag vriende, as jy die aand nie kan slaap nie, memoriseer hierdie psalm, en gaan in jou gedagte deur hierdie psalm, en sien al die waarhede, en so kan jy nie slaap raak, en ook so weet, dat die goeie herder die wag hou, oor jou en oor my. Ons gaan in hierdie môre aan u voorhou vers 1, van Psalm 3, as ons teks van oordenking, 'n psalm van Dawid, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En ons praat vanmôre met u oor die gedagte, die Here is my herder, en u sal sien, deel 2, wat aangebring is hier op die bord op my linkerkant. Ons is by die tweede deel, wat handel oor Psalm 23, die Here is my herder. Nou, u sal onthou toe ons, ek dink dit is 2 of 3 weke gelede met hierdie psalm begin het ek vir u gesê, in hierdie psalm vind ons 'n klompie van God se saamgestelde verbondsname. Nou, 'n saamgestelde verbondsnaam is eenvoudig 'n naam wat in God se woord vir ons gegee word om die karakter van God aan ons te openbaar. Nou, ons het 1 of 2 name. Gerhardus Rudolf Bekes is my name wat my pa my gegee het, want lyk my sy pa was so, en sy pa se pa was so gewees, en vandag die kinders het nie eintlik meer die familiename wat hulle vir hulle kinders gee nie, maar hoe dit ook al mag sy, as iemand praat van Gerhard Bekes, dan identifiseer jy dadelik met hierdie persoon, hy's 'n predikant, hy is by hierdie gemeente, en dis wie sy vrou is, en dis wie sy kinders is, en dis omtrent wat hulle van my weet. Wanneer dit kom by die Here God, kan ons nie een enkele naam en gedagte aan God toevoeg nie. Daarom, wanneer ons praat van die saamgestelde
verbondsname, dan wil ons vir u eintlik sê hoe groot God in sy wese is. En selfs al die saamgestelde verbondsname kan God in sy wese nie beskryf nie, want hy is net eenvoudig te groot. Daarom sing ons gereeld Gesang 245 vers 11, ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees, Heer, leer my u ken, al beter u gehoorsaam kind te wees. En ek glo jy is vanmôre hier om die Here beter te leer ken. Nou die 3 gedagtes wat ons hanteer het by ons laaste boodskap oor Psalm 23, was in die eerste plek die Here is my herder, Jehovah Roi, wat ons vir u gesê het, en die gedagte het na vore gekom, kan jy sê die Here is jou herder? Daar is baie mense wat verwys na die Here as herder, en hulle sê baie keer dat die Here is my herder, en wanneer jy kyk na hulle leefwyse, en wanneer jy kyk na hulle optrede, en hoe hulle tyd spandeer, en hoe hulle energie spandeer, dan kom jy agter, hulle verstaan nie werklik, dat hierdie hele saak persoonlik is nie. Die Here is my herder, en hy kan alleen my herder word, wanneer ek deur geloof in die Here Jesus Christus met God die Vader versoen word, deur die lewendmakende krag van die Heilige Gees. Die vraag is die Here jou herder? Ek lees hierdie week van Spurgeon, nou die van u wat hom nog nie ken nie, of van hom gehoor het nie, Spurgeon het geleef so in die laat 1800s, en hulle reken hy was die grootste prediker nog deur al die eeue gewees. Hulle reken oor 1 miljoen mense het onder sy bediening tot bekering gekom. Nou Spurgeon was 'n jong man gewees van omtrent 15 jaar oud, toe hy op 'n stadium na die kerk geloop het op Nuwejaarsdag. Hy wil kerk gaan bywoon het. En hy sê op pad na sy kerk toe, was die sneeustorm so erg gewees, dat hy by 'n klein methodiste kapel ingestap het. Hy sê daar was omtrent 15 mense gewees, en later moes hy hoor dat die predikant wat op pad was na hierdie methodiste kerk om die boodskap waar te neem, vasgeval het in die sneeu, en hy kon nie daar uitgekom het nie. Hy sê daar die 15 mense het gesit, en later toe hulle agterkom, daar kom geen predikant nie. Hy sê daar een van die ouens opgestaan, of hy 'n ouderling was, weet hy nie presies nie, maar een van die ouens het toe die Bybel oopgemaak, en hy het so 'n paar verse gelees uit die boek Jesaja. Hy sê in sy getuienis self, hy sê hierdie man was 'n regte stupid ou gewees. Hy sê want hy het dieselfde ding oor en oor en oor gesê. En wat het hy gesê? Look unto Jesus and be saved. Hy sê en hierdie man het hierdie woorde oor en oor en oor gesê, en hy dink op 'n stadium by homself, wil hy nie maar iets anders te sê nie. En hy sê en op 'n stadium, kyk hierdie ouderling of die man wat toe waargeneem het in die plek van hierdie predikant. Kyk hom as 15-jarige seun. En hy sê vir hom, young man, you look miserable. You need to look to the Savior and be saved. Hy sê en op daardie oomblik het God die Heilige Gees hom oortuig van sy sonde. Hy sê en hierdie las van sy sonde en die skuld het afgeval en die traan het geloop. Hy sê in daardie koue kerk het die lig van God se geregtigheid vir hom opgegaan. Ek vra jou vanmôre, het dit al met jou lewe gebeur? Of sê maar ek is grootgemaak in die kerk en ek het belydenis van geloof afgelê, ek is gedoop klein en groot en al die ander dope wat daar is, het ek deurgegaan en ek het sekere ervarings al beleef, dis nie wat ek jou vra nie. Kan jy vanmôre sê, my sonde skuld is weggewas. Ek weet, ek is rein deur die bloed van die lam. Jesus is my herder. My lewe het verander, my taal het verander, my optrede het verander, my hele wese is nou nuut, omdat die God van hemel en aarde my vry kom maak het, omdat Christus nou my herder is. Die Here is my herder. As ons nie hier reg begin nie, gaan die res van die psalm vir my en vir jou nie veel beteken nie. Vir hulle wat sê die Here is my herder, kan ons sê, niks sal my ontbreek nie. Niks sal my ontbreek. Ek het vir u gesê, dit beteken nie dat die nuutste Mercedes-Benz in my motorhuis sal staan,
ek 'n dubbelverdieping huis hier in die rand sal hê en dan nog daar by die see ook so 1 of 2 plekkies nie. Die motorboot gaan nie daar in die motorhuis staan en wag vir die volgende vakansie nie. Dis nie wat die Here sê nie. Daar sal my niks ontbreek, geestelik en tydelik wat die Here dink ek nodig het nie. En dan hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei my heen. Ek het vir u gesê, die woordjie Jehovah Shalom, die Here is my vrede. Die gedagte dat hy my lei, ook ten midde van stryd na waters waar rus is. Hy is die een, vriende, wat versorg, wat voorsien. Daarom die vraag, is die Here ook jou herder? Maar ons kom vanmôre by die 4de gedagte uit, en dit was vir my 'n baie interessante studie hierdie week toe ek dit gedoen het. En daar staan, hy verkoop my siel. En hierdie, hy verkoop my siel, is baie interessant, die woordjie Jehovah Rafa. Wie het al gehoor van Jehovah Rafa? Eksodus 15:26, die Here wat my gesond maak, en dan kom die predikant met die bottel olie en hy salf almal en hy sê, Jehovah Rafa, die Here wat jou gesond maak. En ek gaan vanmôre vir u wys dat 9 uit die 10 keer word hierdie vers buite verband aangehaal en buite verband gebruik deur predikante wat mense eintlik met 'n valse gedagte wil bemoei en eintlik vermoei. Deur vir hulle te sê die Here maak gesond en hulle stap uit en hulle is nie gesond nie en hulle dink dat die Here, die getroue herder, nie getrou is nie. As u nou Eksodus 15:26 gaan lees, en ek wil nie daaroor praat nie, dis nie deel van my boodskap nie, maar net so vir 'n ekstraatjie vir u, so voetnootjie. Eksodus 15:26 sê die Here, ek sal geen pla op julle lê wat ek op Egipte gelê het nie. Ek is die Here wat gesond maak. En dan praat hy van die 10 pla wat in Egipte plaasgevind het, niks van 'n hoofpyn of 'n rugpyn of een of ander iets wat seer is nie. Kan ons die Here vra om ons gesond te maak as ons liggaamlik siek is? Ja. Ons kan hom vra, gaan lees 3 Johannes. Johannes sê, ek vertrou dat dit met jou liggaam en jou siel goed sal gaan. Die Here sê, as dit nodig is, sal hy lyding met 'n lang ei oor ons lewe toelaat. Maar ons as predikers het geen reg om u te salf met olie en vir u te sê, nou maak die Here jou gesond, want een van sy verbondsname is Jehovah Rafa, die Here wat gesond maak. Ek dink predikers is besig om laste op mense te laai en hulle van die geloof af weg te rokkel met 'n valse verstaan van hierdie saamgestelde verbondsnaam. Die Here kan, soos hy wil, wanneer hy wil en vir wie hy wil, liggaamlike genesing skenk. Maar u sal nou sien dat hierdie 4de gedagte in Psalm 23, hy verkoop my siel, Jehovah Rafa, die Here wat jou gesond maak, iets heel anderste is as tydelike genesing of genesing van siektes of siektetoestande. Psalm 23 vers 3 sê, hy verkoop my siel. Die King James Bybel sê, dis nou die Engelse vertaling van die een wat ons gebruik, sê, he restoreth my soul. Dan sê 'n ander vertaling, he gives me new strength. En nog 'n ander vertaling sê, he gives new life to my soul. Kan nie agterkom wat hier aan die gang is. Dawid sê, hy verkoop my siel. Dawid sê, die Here maak my siel deurgangs gesond. Want luister, die grootste lyding wat u en ek beleef, is nie noodwendig liggaamlik nie. Dis hier, in ons koppe, ons siel, ons wese, die innerlike mens ly weens sonde, spyt van die verlede, vrees vir die toekoms, dinge wat ons vandag verkeerd gedoen het, en ons roep dikwels uit, Here, hoe kan ek vrykom van hierdie las wat my druk in die grond? Dan sê die Bybel, die Here is my herder, en hy verkoop my siel. He gives new life to my soul. En jy sien, dit is ongelukkig, die probleem is dat mense 'n verbondsnaam van die Here of 'n gedagte oor 'n naam van die Here buite verband aanhaal en nie vir ons die volle konteks gee, dat ons kan verstaan wat die Here eintlik vir ons wil sê nie. Die woordjie verkoop beteken dan juis to return or to refresh or to repair or to repent. En kom ons werk so 'n bietjie deur hierdie gedagte vanmôre dat hy verkoop my siel. Die Here is die een wat jou en my siel deurgangs gesond maak.
Ek het vir die klaar gesê, dit is interessant dat hierdie saamgestelde verbondsnaam altyd gebruik word as dit kom by fisiese genesing, maar 9 uit die 10 keer word dit verkeerdelik gebruik en toegepas. Dawid praat nie hier van fisiese siekte of genesing nie, maar eerder van sielsgenesing en verkoking. En die vraag dan wat ons moet beantwoord is, wat beteken dat ons sê, die Here verkoop my siel, of dat die Here die een is wat my gesond maak? Wat beteken dit? En kom ek probeer u begelei, ek kan ongelukkig nie alles daaroor sê nie, maar kom ek probeer u begelei, want ek dink dit is redelik voor die hand liggend, vriende. Ons as kinders van die Here, as u vanmôre kan sê die Here is my herder, dan weet u ons beleef 'n ander stryd as die wêreld. Die wêreldling, die ongeredde, voel tuis in hierdie wêreld. Hulle voel tuis tussen die sondaars. Hulle voel tuis by die plekke waar die sondaars vir hulle in gereedheid bring om die sonde dan te bedryf en te doen. Ons as kinders van die Here is so 'n bietjie anderste. Ons beleef 'n stryd in hierdie wêreld, want Jesus sê vir onsself in Johannes 15 vers 19, as julle van die wêreld was, sou die wêreld se eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het. Moenie bang wees vir die woordjie uitverkies nie. As jy vanmôre gered is, het die Here jou uit hierdie wêreld verkies in sy seun om gered te word. Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. En ons hou nie daarvan nie. Ons sê, Here, kan ons nie so bietjie hierdie woordjie sagter maak nie? Eers te reguit. Haat ons. En dan probeer ons bietjie kompromie aangaan. Ons probeer ons godsdiens aanpas, ons probeer ons getuienis aanpas. Ek was onlangs na 'n man toe gegaan het, ek speel saam met hom golf. En op 'n stadium gebruik hy die naam van die Here en hy draai hom en hy loop weg. En die tweede keer toe hy dit doen, toe stap ek na hom toe en ek vat hom so om sy skouer, ek sê vir hom, luister, en nou het ek weer die gawe van tale gehad op daai stadium, want ek moes Engels praat. Ek hoop hy het verstaan wat ek vir hom sê. Maar ek sê vir hom, luister, die in wie se naam jy so gebruik, is my saligmaker en my verlosser. Ek vra jou, hou op daarmee. En ek kon sien, hy was nie baie beïndruk met my nie. Die wêreld sal nie lief wees vir die kinders van God nie. Waarom? Ons leef anders, ons doen anders, ons is nie beter nie, ons is anders. Ons kan nie beter wees nie, want ons is ook net sondaars uit genade gered. Maar die Here sê die wêreld sal ons haat. En dikwels in die aande lê ons in die bed en ons dink by onsself, môre moet ek terug gaan werk toe, en daardie kollega wat my so aangluur en my naam probeer swart smeer omdat ek 'n kind van God is, hoe gaan ek hierdie dag deurmaak? En jy dink aan 'n geleentheid soos by die golfbaan, môre moet ek hierdie ou weer in die oë kyk, en jy dink aan mense wat jou te nakom, en jy besef ons beleef 'n moeilike tyd. Die wêreld, vriende, haat ons omdat ons anders dink, omdat ons anders doen, omdat ons anders optree as hulle. Ons stry met ons eie sondigheid, ons stry met ons eie vlees, ons stry ook met beerdkrag. Ons begroting klop ook nie elke maand lekker nie. En ek wil vir julle sê, al probeer die rekenmeester hoe om die boeke te balanseer, die kontant moet in die sak wees, as ons by Pick n Pay aankom om die brood te koop. Ons stoei ook met hierdie goed, ons stoei, soos 'n Job en Elia, stoei ons met mense wat ons teestaan. Asaf kon nie verstaan dat die goddelose so goed en welvarend lewe en kinders van die Here kry swaar nie. Ons stoei ook met hierdie goed. En ag vriende, as ons dink aan wat die woord vir ons sê, het ons nodig om te hoor wat Dawid vir ons sê. Want as daar 'n man is wat gestry het en gestoei het, en selfs met sonde geworstel het, dan was dit Dawid gewees. Al was die Here Dawid se herder, skryf Dawid in Psalm 69 vers 1. Hy sê vir die musiekleier op die wysie van lelies, Psalm van Dawid, verlos my, o God, want die waters het tot by die siel gekom. Dink u self in wat Dawid sê, sien sy situasie. Is nie maklik nie. As u dink die lewe is maklik, dan lewe u in 'n droomwêreld. Dis moeilik om 'n mens te wees. As u nou gedink het is maklik,
Dat jy seker agtergekom die dag as jy by jou pa se huis uitstap en sy beursie raak toe en jy kom in aanraking met hierdie bose wêreld meer en meer dat hierdie lewe nie maklik is nie. Jy draai jouself al hoe meer vas elke dag. Dawid het dieselfde beleef met sy vyande en sy enigste hoop en sy enigste toevlug was die Here. Hy sê ek sink in grondlose modder waar geen staanplek is nie. Ek het in waterdieptes gekom en die stroom loop oor my. Ek is moeg van my geroep. My keel brand, my oë versmag, terwyl ek wag op my God. U ken my smaad en my beskaming en my skande. Al my teestanders is voor u. Hoor nou wat sê hy. Die smaad breek my hart en ek is verswak, ja. Ek het gewag op medelee, maar verniet, en op vertroosters, maar het hulle nie gevind nie. Ek weet nie hoeveel keer lê u in die aand op die bed en u dink aan dinge wat met u gebeur het die afgelope tyd. Miskien op daardie stadium besig is om met u te gebeur en die vrees vir die dag van môre waar dinge nog verder met u gaan gebeur nie. Dis wat Dawid beleef het. En daarom is ek met 'n boodskap van hoop hier vanmôre. As die Here jou herder is, wil ek vanmôre vir jou sê, hy verkoop jou siel. Hy is die een wat jou siel nuwe lewe gee en deur sy gees elke dag vernuwing in jou siel kom werk. Hoor hoe mooi stel Jesaja dit in Jesaja 40. Hy sê daar in vers 27, waarom sê jy dan o Jakob en spreek jy o Israel, my weg is vir die Here verborge en my reg gaan by my God verby? Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag. Hy vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jongmanne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. As u Dawid se geskrifte gaan lees, sal jy agterkom, Dawid sê, God sal my stem in die môre, in die middag en in die aand hoor. Wat staan hier? Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Waarom stoei ons as kinders van die Here so? Want ons het nie altyd tyd vir die Here nie. Ons wil makliker lewens hê, ons wil dinge hê moet bietjie meer vir ons goed en reg verloop, maar ons het nie altyd tyd om aan God te spandeer nie. En daarom wil ek u pleit en vra, vriende, dat ons moeite sal doen om te sê, Here, ek wag op u vir nuwe krag. Ek wag op u dat u vir my geestelik sal versterk, dat u vir my krag sal gee vir elke dag. In hierdie 3,5 jaar wat ek deur hierdie hartkwessie moes worstel en bitter min slaap gehad het, en nie kan my vrou vra, 1 uur, 2 uur die môre as ek in die studeerkamer, kan nie slaap nie, slaap 2, 3, tydkeer 4 ure 'n aand, nooit aan mekaar nie, hier 1 uur en 'n half, daar 2 ure, moes die Here ook deur sy woord vir my genade kom gee en kom versterk, want op 'n stadium was ek ook moedeloos. Op 'n stadium het ek soos Job vra begin vra, Here, sien u nie? Kyk u verby? Wat is daar in my siel wat ek verkeerd gedoen het? Waarom is hierdie las op my gelê nou al vir so lank? En die Here gee nie antwoorde vir ons nie, want hy skuld ons nie antwoorde nie. Hy sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Of ek siek is of gesond is, of dit geestelik met my op die hoogste berg gaan, soos die berg van verheerliking, of ek in die laagste is van my lewe, dan is die Here daar om my te versterk, en my te leer uit sy woord, dat sy krag vir my genoeg is, en dat hy vir my dra, en vir my aan die kant sal deurbring. Mense vra vanmôre vir my, hoe gaan dit? Ek sê, ek slaap beter. Die hart klop beter. Ek moet vir u sê, ek het amper nou die dag my ronde golf wat ek moes speel, misgeslaap. Want ek kry kans om te slaap. En die Here weeg vir 'n mens af tot hy sê dis genoeg. Hy verkoop my siel.
Hy lei my deur 'n tyd van stryd, en aan die ander kant bring hy my uit en hy sê, my kind, ek het jou lief, met 'n ewige liefde. En as dit nodig is om jou deur daardie stryd te stuur, dan sal ek dit weer doen. Want jy moet word soos Jesus. Ons word nie soos Christus, wanneer dit goed gaan nie. Dis juis wanneer ons moeg en mat is. Dis juis wanneer ons liggaamlik en geestelik afgetakel is. Dis juis wanneer die wêreld teen ons aankom, dat ons wag op die Here en op sy krag en sterkte. So laaste gedagte voor ons aangaan, hoe verkoop God my siel? Ek het 'n paar gedagtes genoem, u kan hierdie lysie uitbrei en dit langer maak soos u goed dink. Die Here het my verkoop die afgelope tyd, vir Dawid verkoop, vir Elia verkoop, vir Petrus en Paulus verkoop deur die woord. Moet nooit die lewende woord van God onderskat nie. Lees die Bybel. Of jy voel of nie voel om hom te lees nie. Lees die woord. Bid. Jy het nie nodig om 'n lang relaas voor God te noem nie, maar bid. Ander kinders van God, ek moet vir u sê, dis vir my 'n opgewondenheid om Sondag u te sien. Dit is vir my lekker om te sien en ek weet elkeen van julle gaan deur die stryd soos ek deur dit gaan. As ek vanmôre hier moet laat staan, hier van vooraf daarvan, nou onthou ek net Atna, maar in 'n geval, van Atna af, dwarsteer tot daar agter, ek het nou aan regte naam vergeet, maar in 'n geval, tot daar agter, daar by Stefan, as ek moet vanmôre vir jou sê, kom staan hier en vertel vir ons, waardeur jy stoei, gaan elkeen van u vir my sê, dis waardeur ek worstel, en ek het God se krag nodig. Dis nie net die leraar wat deur stryd gaan nie. Daarom bemoedig u my as u Sondag hier is. En ek weet u gaan deur stryd, maar u is hier om bemoedig te word en deur die geloof versterk te word en mekaar te sien en mekaar te bemoedig. Onderlinge byeenkomste, prediking van die woord, geestelike boeke en gesprekke, musiek. Ek wil vir u sê, daar is prys en harmonie. U moet hulle tog luister. A cappella groep wat die pragtigste liedere sing. En wanneer my siel so 'n bietjie laag sak, dan luister ek na hierdie musiek en die woorde waar hulle God loof en prys. Daarom sê die Bybel vir ons in Psalm 19 vers 8, die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart, die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. As jy my vanmôre die wêreld se skatte aanbied, die mooiste huis in Hollywood met die mooiste karre en 'n helikopter wat op die dak staan, met vakansiehuise en karre, kan u dit hou. Gee my Christus. Hy verkoop my siel. Dis hy wat my vreugde in my binneste bring en hoop vir die toekoms, en ek sien uit na die heerlikheid om eendag voor hom te buig en te sê, dankie Here, dat u 'n sondaar soos hierdie kom red het. Dat u my in stand gehou het. Dat u daagliks my siel vernuwe het. Hy verkoop my siel, Jehovah Rafa, die Here wat ons siel konstant gedurig gesond maak. Wat ons leer en lei op hierdie pad van geregtigheid. En dis die volgende ene wat ons by gaan stil staan, en moenie bekommerd wees nie, die volgende 2 punte is korter. Skep moed, daar is lig aan die einde van die tonnel, en soos 'n pessimist eendag gesê het, ja, ek hoop nie die trein wat van vooraf kom nie. Maar die tweede gedagte, Psalm 23, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Jehovah Tsidkenu. Nou ek het gaan luister hoe hulle hom in Hebreëus uitspreek, en ek moet vir julle sê, hulle almal het maar verskillende uitsprake. So as iets anders te sê, moet net nie die gedagte verkeerd hê van die Here is ons geregtigheid nie. Want as hy ons siel verkoop, dan verkoop hy ons siel met sy geregtigheid. Die engel sê, you lead me along the right paths. As 'n kind van die Here met sonde besig is, vriende, gaan ons nie God se vrede, se blydskap en se vrede in ons lewens ervaar nie. Daarom is dit belangrik dat ons sal sien dat die Here is my herder. Dawid sê, hy is my herder en hy lei my in die spore van geregtigheid. Sê gou vir my, het die Here op 'n stadium Dawid so bietjie voor die bors nader getrek en vir hom gesê, luister ou seun, jy's besig om die pad byster te raak. Het dit gebeur? Ek gaan vir u vat daarna Batseba en Dawid toe.
Nie die hele saak nie, u ken dit nou al, maar om vir u te wys dat tugtiging soms nodig is om ons op die regte pad te hou. Want wat is 'n skaap se geneigtheid? Ons dwaal af. 'n Skaap is geneig om te dwaal. En dit is die hartseer wat ons ook beleef in die kerk van die Here Jesus. Die Here sê ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here die ongeregtigheid vir ons almal op hom laat neerkom. As die Here jou gered het, is jy deel van sy kudde. As jy deel is van sy kudde, sê die Bybel, dan luister ons na sy stem. Hy praat met ons deur sy woord en hy lei ons nou op die regte pad. 'n Herder gaan nie 'n skaap net sy eie koers laat inslaan en sien daar loop die skaap in die gevaar en dan los hy hom net nie. Dan sê hy huurling en nie 'n herder nie. Die goeie herder is die een wat sy skape begelei op hierdie regte pad. En kom ek lees vir u hoe begelei die Here ons op die regte pad. Esegiel 11 vers 19. Die Here sê en ek sal hulle een hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste en ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle hart van vlees gee, sodat hulle in my insettinge kan wandel en my verordeninge kan hou en dit doen. En hulle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle 'n God wees. 'n Gereelde gebed wat groot godsmanne bid, is die volgende, en u kan die geskiedenisboeke gaan lees. Groot godsmanne het gereeld gebid, Here, u weet, ek is geneig om af te dwaal. U weet wat in my hart skuil, is boos en sondig. Maar u gees wat in my woon, sal u my in staat stel, om dan ook my weg te wandel, of te bewandel, op hierdie smal weg wat u vir my daar gestel het, en sal u my ook hou op die regte pad. 'n Kind van die Here is nie iemand wat iets bereik het nie, dis iemand wat daagliks sê, Here, hou my op hierdie smal pad, hou my op die regte pad, hou my op die weg van geregtigheid, met ander woorde, om dit te doen wat reg is. Dawid sien vir Batseba terwyl sy bad. Hy's ledig daar by sy paleis en hy sien hierdie vrou bad. Hy roep haar na die paleis en baie kommentaarskrywers reken dat hy haar verkrag het. Of dit so is, weet ek nie en ek stel nie belang om in 'n debat daaroor te gaan nie. Maar hy stuur haar huis toe, so asof sy 'n goedkoop gebruiksproduk is. Ek is klaar met jou, gaan na jou huis toe. Sy laat weet vir hom en sê, Dawid, ek is swanger. En ons ken die res van die verhaal, hoe Dawid haar man laat vermoor het, en die Here het gesê, Dawid, tot hiertoe en nie verder nie. As jy sê, ek is jou herder, dan sal ek jou lei, soos 'n herder sy skape lei. Hoor dit staan in Esegiel 36:25. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee en ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Nathan kom in by Dawid en hy sê vir hom, Dawid, jy het teenoor God gesondig, en Dawid sê, ek is skuldig. Ek wil vanmôre vir jou vra, as jy onder baie druk gebuk gaan en met sonde in jou lewe besig is, stop vanmôre en vra, Here, sal U nie weer skoon water op my binneste uitgiet nie. Ek is moeg van 'n halfhartige oorgawe aan U. Of alles, Here, of niks. Die goeie herder gaan nie tevrede wees as ons met een voet in die wêreld staan en een voet by hom nie. Die goeie herder is 'n jaloerse herder, want hy is besorg oor sy kudde, dat hulle heilig en sonder gebrek in die heerlikheid van die hemel sal aankom. Daarom sê die Bybel in Filippense 4:12, werk julle eie heiligheid met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Dawid bid juis hier die gebed en hy sê, Here, U is nie die goeie herder wat my siel verkoop nie, maar U lei my ook op die regte pad. Waarom? Want ek is geneig om die pad buister te raak. Deur U Gees stel my in staat, dan sê vers 13, dat terwyl ek my eie heil uitwerk met vrees en bewing, is dit God wat in my werk,
om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Gereeld in die binnekamer sê ek vir die Here, Here, ek het nie die vermoë om U te dien, as U Gees my nie daartoe in staat stel nie. Daar's te veel hoogmoedige kinders van die Here vandag, wat dink hulle is geestelik hier, soos 'n predikant vir op 'n stadium sê, ou broer, ek is van geen ding bewus nie. Dis ek is interessant dat die Bybel sê, as jy sê dat jy geen sonde het nie, mislei jy jou self. Elke dag is ons prooi vir hierdie wêreld. Die Here sê, stuur ons soos lammers onder die wolwe in. Moet nooit op 'n punt kom dat jy sê, ek is my van geen ding bewus nie. Want dan sê in dieselfde kategorie as Lucifer, wat voor God gestaan het en gesê het, ek sal my nie onderwerp aan jou heerskappy nie, want ek is gelyk aan jou. En ek het elke dag nodig, dat die Here in ons sal werk, na sy welbehae. Want ons het elke dag die potensiaal om te sondig. Filippense 1 vers 6, omdat ek juist hierop vertrou, dat hy met 'n goeie werk in julle begin het. Wie die goeie werk in jou begin, dat jy kan sê, die Here is my goeie herder. Jy het dit begin? Wat het jou goeie inisiatief? Nee, dis hy wat het in jou werk. En hy sal dit voleindig, tot op die dag van Jesus Christus. En ek moet net hier, voor ek oorgaan na die volgende punt toe, 'n woordjie van waarskuwing inwerk vir ons, wat vanmôre bely die Here is ons goeie herder, en wat miskien nie op hierdie reguit pad wandel nie, wat miskien moet sonde begin besig raak het. Die Here sê vir ons in Hebreërs, as ons as deel van sy kudde nie wil luister nie, sal die Here soos 'n goeie herder te gebruik, ten einde ons te korrigeer. Hy is te lief vir ons, om ons in ons sonde te laat voortgaan. Luister wat ek vir julle sê, ek gaan dit weer sê. Hy is te lief vir jou, en hy is te lief vir my, om ons in ons sonde te laat bly voorgaan. Ek sê onlangs vir mense, as jy bely, jy behoort aan die Here, en jy leef in 'n patroon van sonde, is die Here nie 'n leenaar nie, jy is. As jy hierdie sonde doen, en die Here tug jou, tot jou bes wil, om jou te korrigeer en jou terug te bring, op hierdie pad van geregtigheid, op die regte pad terug te bring, is te bewys dat jy egte kind van die Here is. Kom ek lees gou vir u, Hebreërs 12 vers 8. Hierdie goeie herder, is die een wat vir ons wil korrigeer, wanneer ons met sonde besig raak. Hy sê, maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Want hulle, dis ons ouers, het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons beswil, sodat ons se heiligheid deelagtig kan word. Nou lyk elke tugtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid, vir die wat daardeur geoefen is. Iets wat my dronk slaan is, dat kinders groot word. Nou word hulle manne. En die meeste van hulle sê, my pa moes my meer geslaan het. Dan dink jy by jouself, toe ek jou wou slaan, toe onderhandel jy tot die dood toe, oor die hoeveelheid houe wat ek jou moet gee. Ek onthou van my seuns, dan kom ek in die kamer, dan sê ek, luister aan sy pa, sê ek vir hom 6 houe, sê pa 5, sê ek 7, dan sê ek, ons hou by die 6, dan sê ek, jy hou aan, ons gaan dit 8 maak. Maar as ek klaar die tugtiging gegee het, wat doen hulle? Het van het gereeld gesê, sy kan nie glo, en die ouer broers later, toe dit by Kalfyn kom, kan hy glo dat dit so effek op 'n mens het nie. Ewe skielik soek hulle jou toenadering. Hulle soek toenadering tot jou, hulle soek jou liefde. Waarom? Want dit was tugtiging tot hulle beswil. My kind, as jy op hierdie pad aangaan, gaan jy jou lewe verwoes. En dis presies wat die goeie herder doen. Hy lei ons op die regte pad, die pad van geregtigheid, die pad van 'n kind van die Here, want 'n kind van die Here kan nie die pad van die sondaar stap nie. En as ons op die pad van die sondaar weer kom, dan kom korrigeer die Here ons. Hy trek ons terug. Dis soos 'n herder wat sy staf vat en die skaap se voet hak, en hom terugtrek en die skaap weer terugbring by die trop, sodat ons die Here kan dien. Hy lei my in die spore van geregtigheid, sê Dawid, en al sondig ek, sal die Here my nie alleen los nie. Hy sal my tug met die doel om my terug te bring
op hierdie pad. Die laaste gedagte vanmôre, ek sluit af. Dawid sê, Here, U is met my. Jehovah Shammah. Die Here is daar, die Here is teenwoordig. Was my so kosbaar toe ek hierdie waarheid raak sien. U sien een van die grootste probleme waarmee kinders van die Here worstel, en dit is dat hulle dink hulle alleen in die stryd is, in die beproewing, vervolging en misverstand. Ek het oor die jare al baie berading gedoen, en die eerste ding in 'n beradingssessie, dan gee ek mense kans om vir my te vertel wat aangaan, dan praat hulle, en hulle borduur hierdie stryd van hulle af in detail. En as hulle klaar is, sê ek vir hulle, julle, ek wil net begin deur te sê, ek het hierdie storie nie die eerste keer gehoor nie. Elkeen gaan omtrent deur presies dieselfde stryd. Weet wat gebeur? Dis asof hulle so bietjie, ek is nie so sleg nie. Partykeer dink mense, hulle kom hier by die gemeente, tussen heiliges. Vir ons almal moet standbeelde gemaak word tussen die katholieke kerk van Petrus en Paulus. As Petrus en Paulus geleef het, het hulle daai standbeelde stukkend geslaan. Want hulle was sondaars uit genade gered. Ons is nie hier om standbeelde van onsself op te rig nie. Ons is hier omdat hierdie 'n hospitaal is, waar ons met die woord behandel word. Dis soos 'n goeie antibiotika doos wat ons vanmôre inkry, en ons stap hier uit. En hierdie virusse van sonde word behandel met God se woord. En ons stap uit en ons sê, hierdie week gaan ons weer vir die Here leef en sy naam verheerlik. Wat ek vir jou wil sê, wat ook al jou stryd is, waardeur jy ook al gaan, ander kinders van die Here gaan deur dieselfde stryd. In hierdie tyd waar ek nie lekker was nie, het die Here my geleer om te begin bid vir mense wat deur erger stryd as ek gaan. As ek so wil begin saanik in my studeerkamer oor my eie toestand, herinner die Here my aan mense wat deur ander stryd gaan en erger stryd gaan, en ek begin vir hulle bid. As jy vanmôre miskien stryd het in jou liggaam, stryd het met sonde, finansiële stryd, stryd met bure, familie, vriende, man, noem dit. Daar's ander kinders van die Here wat deur presies dieselfde stryd as ek en jy gaan. Maar hoor, vir almal van hulle het die Here een boodskap. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wees, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Dis vir my wonderlik om getrou te wees, en ek het 'n vrou wat saam met my hierdie goeie stryd stry. Maar sy kan nie nader aan my wees as die God wat my kom red het in sy seun Jesus Christus nie. Hy's by my. Iemand wat nie gered is nie, weet nie waarvan ons gepraat vanmôre nie. Hulle sal luister en sê, is hierdie ou alright? Wat praat hy van iemand wat by hom is? Sien hy iets? Drink hy iets? Is hy op pille? Of op een of ander medikasie dat hy alles inneer? Nee, die Bybel sê, deur die geloof weet ek dat die Here by my is. Hy sê net by my nie, deur sy Gees is hy in my. Daarom kan ek sê, hy is my goeie herder. En wat ook al my stryd is, hy is daar, hy is teenwoordig. Hy weeg vir my af, dit wat ek kan dra. Hy sal my nooit bo my kragte versoek nie. Hy sal nooit iets oor my lewe toelaat wat te groot is en amper sê te veel is vir my om te dra nie. En ek moet vir u sê, ek het al vir die Here gesê, nou ek is ook 'n ander karakter betye. Die Here sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike in 1 Korintiërs 10:13. God is getrou wat julle saam met hierdie beproewing die uitkom sal stuur, sodat julle kan verdra. En dan sê ek vir die Here, baie keer, Here, time out nou. Ek voel my breekkrag het ek bereik. Stem die Here saam met my? Nee, hy het nie nodig om my te antwoord nie. En dan draai so 'n bietjie die grade aan. Dat ek kan leer dat sy krag word in my swakheid volbring. Solank ek dink ek kan hierdie stryd en hierdie las en hierdie probleem dra, solank steun ek op myself. Maar hy is met my in hierdie stryd. Daarom lees ons in 2 Korintiërs 12 vers 8. Paulus het hierdie doring in sy vlees gehad, en dit was nou nie 'n regte doring nie, hoor. Anders kan ons net vir hom wat is die Afrikaans vir 'n tweezer? 'n Tweezer, nê? En hy kon die doring uitgetrek het. Hierdie was 'n probleem in sy lewe. Baie mense spekuleer oor wat hierdie probleem was. Hoe dit ook al mag sy, die Here 3 maal gebid dat dit vir hom sou wyk, en die Here sê, my genade is vir jou genoeg. My krag word in swakheid volbring. Psalm 46 vers 12, die Here van die leerskare is
met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Onthou u vir Elia onder die besembos? Hy is daar by berg Karmel en hy daag daar die Baal profete uit en hy behaal hierdie oorwinning en hy maak hulle dood en die volgende oomblik sê Isebel, watter wille vrou, dat sy hierdie profeet wat al hierdie Baal profete laat doodmaak het, sy sê vir hom, vandag gaan ek jou vlees maak soos die van die Baal profete en die voëls van die hemel sal dit kom opvreet en Elia sê, daar's nie 'n kans nie. En Elia sleep, hy hardloop. En hy gaan lê onder daai besembos en hy sê, Here, dis nou genoeg. You can most time out. Dis genoeg. Laat ek sterwe, soos my vaders gesterf het. Ek is moeg vir alles. En nou wil ek gou vanmôre vir jou sê, luister, moenie verloor nie. God hoor nie altyd ons gebede nie. Want hy het nie Elia se gebed gehoor nie. Want Elia is nie dood nie. Elia bid om dood te gaan. Ek wil sterwe, ek is moeg vir die lewe. Job het dieselfde gedoen. En wat doen die Here? Toe hy wakker word, is daar 'n engel wat vir hom brood gebak het. Ek het ook 'n engel in my huis, wat vir my lekker eetgoed gee as ek so af is. Maar daai was 'n regte engel, né? Brood gebak. En wat doen Elia? Hy sien dit nie eens nie, hy slaap. Vir 'n tweede keer. Nou sy maag vol. Nou slaap hy lekkerder. Hulle sê 'n leeu slaap die lekkerste sy klaar geëet het. Hier slaap hy verder en die engel maak hom weer wakker. En hy versorg hom weer op tydelike gebied. En daar stap hy 40 dae die woestyn in en die Here ontmoet hom by die berg. Wat wil ek vir u sê? Sadrag, Mesach en Abednego in die vuuroond. En die volgende oomblik is daar een soos 'n godeseun by hulle. En die koning staan verbaas en hy kyk en hy sê vir sy raadgewers, luister, ek kan nie lekker tel nie, maar ek het 3 getel toe hulle ingaan. Nou is al 4. Is dit miskien Capitec Bank wat goeie rente gee, dat hulle meer word in die 4? Nee. Wat gebeur? Wat gebeur? U moet nou saam praat. Dis die Here. Hy is by hulle in die vuuroond. Paulus en Silas in die tronk, hulle rus stikkend geslaan, hulle sing lofliedere. Die volgende oomblik gaan die tronk oop. Martha en Maria se broer is dood, Lazarus is dood, Jesus kom op die toneel en hy sê vir hulle, ek is die opstanding en die lewe. Wat ook al jou probleem is, die Here is met jou. Dawid sê nie oorlog is die Here met my. Dawid sê selfs toe ek gesondig het met Batseba, was die Here met my. Toe Nathan my kom praat, die Here was met my, die Here het herstel kom bring. Ek wil jou vanmôre bemoedig, die Here is met jou, wat ook al jou stryd is. En ek is nie alleen nie, Johannes 14:16, en ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Luister, kan God van mekaar geskei word? Is 'n enige God, onherskeibaar Vader, Seun, Heilige Gees, maar dit kan nooit geskei word nie. Soos God se Gees in my woon, dan woon God drie-enig in my, deur sy Gees. Daarom wil ek jou vanmôre bemoedig, hy is nie net by ons nie, hy is in ons. Dit maak my nie God nie, dit maak my die tempel van God. Hy deur sy Gees woon in my en hy sê ek is by jou. Soos die herder by sy skape is, soos die herder sy skape versorg, soos die herder by sy skape is en wanneer die roofdiere aanval, sy diere beskerm, so is ons goeie herder by ons. En hy sê vir ons baie duidelik, ek is teenwoordig wat ook al julle stryd. Die vraag wat ons moet beantwoord, tot wanneer sal die Here met ons wees? Matteus 28:20, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. My oupa se oupa se oupa se oupa het hierdie Psalm gelees en hy het gesê, U is met my. My broer is gister 2 jaar terug oorlede. En my pa's oormôre 2 jaar terug oorlede. En in daardie hospitaalkamer was die Here met hulle. En ek sit vanmôre in hierdie kerkgebou in Kempton Park. En die Here is met ons. Jy gaan vanmôre hier uit en jy gaan jou eie las dra en jou eie stryd dra. Onthou,
Die Here is met jou. Tot wanneer? Tot jy hom gaan sien in sy heerlikheid. Jou kinders, se kinders, tot die Here einde maak aan hierdie wêreld, kan dieselfde getuienis gee. Die Here is met ons. Hy sal ons nie begewe en hy sal ons nie verlaat nie. Dis Psalm 23. Ons het nou na hierdie 6 verbondsname al gekyk vanmôre. Jehovah Rafa, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Shammah. Ek wil vanmôre vir u sê, die Here verkoop ons siel, hy maak ons geestelik gesond. Hy lei ons op die regte pad. Ek wil vanmôre vir u sê, hy is daar wat ook al jou stryd is. Daar wanneer jy jou binnekamer huil en die trane loop, hy is daar. Ten tye van jou vreugde en blydskap is hy daar. Ek wil net afsluit met 1 of 2 vrae. Is u 100% seker dat die Here al werklik ook u herder geword? Ek vra nie vir of jy sondeloos is nie. Ek vra nie vir of jy nooit iets verkeerd doen nie. Ek vra nie vir of jy 6 dae bo die grond sweef nie. Ek vra jou nie of jy jou helle bo die kop het nie. Ek vra jou vanmôre, is hy jou herder? Weet jy dat hy jou sonde aan die kruis gedra het? En dat hy jou nou lei op hierdie pad van geregtigheid? Daar is bewyse wat in jou lewe moet wees om te getuig met sekerheid, die Here is my herder. 'n Veranderde lewe. Die Here sê sy skape ken hom en volg hom. As jy vanmôre kan sê, hy is my herder, wil ek jou sê, geniet. Hoor wat ek jou sê? Geniet dan sy daaglikse sorg en voorsiening. Hy is 'n goeie, hy is die beste herder wat daar ooit kan wees. Daarom sê die Hebreërs skrywer in Hebreërs 13 vers 20 en 21, dis waarmee ek u wil seën vanmôre in u huis toe stuur, gaan memoriseer tog hierdie ou 2 versies. Mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. Hy is die groot herder van sy skape. As jy vanmôre deel van sy kudde is, wil ek vir jou sê, kan jy sê blye versekere. Ek wil nie 'n ander herder hê as hierdie herder, waarvan Dawid in Psalm 23 skryf, wat sy herder is, wat hom veilig in die hemel sal aanbring nie. Mag dit u bemoedig, mag dit u versterk, mag dit u opbou in die allerheiligste geloof. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat ons so ietsie van Psalm 23 kan verstaan. Daar is so baie meer wat ons kan sê, maar dankie dat u ons herder is. Dankie dat u ons geestelik gesond maak, daagliks gesond maak, dat u ons lei op die weg van geregtigheid, dat u vir ons sê, ek is met jou. Somtyds voel ons vinger alleen. Hoe kan die duiwel net nie vir ons lieg deur te sê dat u uself onttrek het van ons en nie meer belangstel nie? Kan nooit wees nie. Die Bybel vra die vraag, kan 'n vrou haar suigeling vergeet? En dan sê die Bybel, miskien kan sy dit nog doen, maar ek sal julle nooit vergeet nie. Vader, dankie vir 'n goeie herder, ons Here Jesus Christus, en dankie vir u Gees wat ons verseël en verseker van u leiding. Mag u ons lei na waters waar rus is, tot eer van u heilige naam.